Die stilstem is die sterkste sein. Ek weet nie of ons in ons lewe al ooit soveel geluide en indrukke beleef het nie. En dan praat ek nie van harde motorfiets uitlaatpypklanke nie. Ek bedoel ons word gebombardeer met kennisgewings, waarskuwings en allerlei goed via die sosiale media. In 2024 het die navorsers vasgestel dat die gemiddelde persoon daagliks meer as 10.000 advertensies en boodskappe moet verwerk. Ons is 'n geslag wat leef in geraas, en dan is dit geen wonder nie dat ons sukkel om God se stem te hoor. Die profeet Elia het dit egter ook beleef. Na sy groot geestelike oorwinning op Karmel het hy in 'n grot weggekruip. Hy was uitgebrand en bang. En God het nie met hom in die stormwind gepraat nie, en ook nie in die aardbewing nie, en ook nie in die vuur nie. God se stem was sag, stil, effentjies. Maar dit was die stem wat alles verander het. Ons lees dit in 1 Konings 19 vers 12. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie, en na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. In sy interessante boekie met die titel U-Square wys Preacher daarop dat die sein vir kwantumspronge selde luidrugtig aankom. Dis dikwels 'n sagte, herhalende, innerlike wete. Iets wat jy nie mooi kan verduidelik nie, maar jy kan dit ook nie ignoreer nie. Nou 'n kwantumsprong is iets wat jou uit jou huidige wentelbaan neem na iets heeltemal anders. Jy's nooit weer dieselfde nie, niks daarna is ooit weer dieselfde nie. Die kwantumsprong of verandering in jou lewe begin dikwels met 'n fluistering wat jy al 'n geruime tyd hoor, maar jy neem dit nie ernstig op nie. Dis 'n idee wat aan mekaar terugkom na jou toe. Dis 'n geleentheid wat jy al verskeie kere raak gesien het. Dis die roeping wat jy wegstoot, omdat dit eintlik maar half onrealisties vir jou lyk. Miskien is dit, met jy oplet, dalk nie jou eie gedagtes nie. Miskien is dit God wat aan die praat is. So gee jouself 'n bietjie stilte en luister na die fluistering. Dis dalk God wat met jou praat. Leef geïnspireerd.